Dag sê, welkom by vandag se oordeenking. Ons praat maklik oor liefde, veral as dit by ons verhouding met die Here kom. Ons sing met passie daaroor in die kerk en ons bely dit gereeld in ons gebede. Maar daar is 'n diep en uitdagende waarheid in die woord wat ons dwing om na ons dade te kyk. Jy kan nie sê dat jy God liefhet en op dieselfde oomblik weier om te doen wat hy jou beveel nie. Liefde sonder gehoorsaamheid is bloot leë woorde. Ons twee skrifgedeeltes vir vandag kom uit Johannes 14 vers 15 en 1 Johannes 5 vers 3 wat soos volg lees. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar nie. Dit is in ons menslike natuur om dinge soms in afsonderlike boksies te wil plaas. Ons wil graag ons geestelike lewe, ons aanbidding, ons kerkbywoning en ons gevoelens vir God skei van ons alledaagse keuses wat ons by die huis of by die werk moet maak. Ons redeneer dalk dat God ons harte ken en weet dat ons hom liefhet, selfs al kies ons doelbewus om sy duidelike opdragte te ignoreer. Maar die Bybel trek 'n dik streep deur so 'n redenasie. Jesus stel dit in die evangelies baie eenvoudig, maar terselfdertyd baie ingrypend. Hy sê nie dat liefde vir hom gemeet word aan hoe hard ons sing of hoe emosioneel ons kan raak nie. Hy koppel ons liefde direk aan ons bereidwilligheid om aan hom onderdanig te wees. As ons sê God is die Here van ons lewens, dan beteken dit dat hy die finale seggenskap moet hê. Jy kan nie sê hy is jou koning, maar terselfdertyd die wet van Christus verwerp nie. Ware liefde vir God loop altyd oor in aksie. Dit beteken ons vergewe daardie persoon wat ons te nagekom het, want hy beveel ons om te vergewe. Dit beteken ons leef eerlik in ons besigheid, selfs wanneer niemand kyk nie, want hy roep ons tot heiligheid en opregtheid. Gehoorsaamheid is nie 'n koue poging om God se guns te probeer verdien nie. Ons is immers reeds uit sy onbeskryflike genade gered. Gehoorsaamheid is eerder die natuurlike vrug van 'n hart wat werklik besef wat God vir ons deur Christus aan die kruis gedoen het. As jy hom waarlik liefhet, sal jou grootste begeerte wees om dit te doen wat sy hart bly maak. Hier is 'n skriftuurlike feit om onsself aan te herinner. Gehoorsaamheid is die sigbare en tasbare bewys van ons onsigbare liefde vir God. Skriftuurlike liefde is nooit net 'n emosie nie, dit is 'n daaglikse leefstyl van aktiewe oorgawe aan sy wil. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek kom vandag na U toe met 'n oop en eerlike hart. Ek bely dat my woorde en my dade ongelukkig nie altyd ooreenstem nie. Vergewe my vir die kere wat ek met my mond gesê het dat ek U liefhet, maar deur my leefstyl U opdragte verontagsaam het. Werk asseblief kragtig deur U Heilige Gees in my hart, sodat ek U woord nie net sal hoor nie, maar dit ook getrou sal gehoorsaam. Help my om vandag my lewe voor U neer te lê en met blydskap te dien, nie uit 'n wettiese pligsgevoel nie, maar uit 'n diep, ware en innige liefde vir U. Ek vra dit in die magtige naam van die Here Jesus Christus. Amen.